Goeiemôre vriende, hier so op 'n nuwe week. Dit is vandag die 9de Maart 2026. Mag julle 'n wonderlike week hê. Ek bid vir julle sommer ook alle sterkte toe vir die week, vir die uitdagings wat daar is. Maar ook die groeigeleenthede wat daar is, né? So kyk, ons so 'n week wat voor 'n mens lees eintlik 'n wonderlike voorreg. En ons gaan dra dit aan die Here op en sê Here, help ons ook om hierdie week die regte besluite te neem. Ook in hierdie lydenstyd, want ek en jy is in lydenstyd, né, wat oploop na die goeie Vrydag toe. So kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here vir hierdie lydenstyd. Here, waar ons saam ietsie van die lyding probeer ervaar wanneer ons sê koffie opgee op 'n middagete of 'n koffie heeltemal opgee in hierdie 7 weke wat opbeweeg na u kruisiging en opstanding toe. Of ons gooi die suiker in ons koffie, Here, of wat ook al. Iets wat ons opgee wat vir ons belangrik is om 'n bietjie bewus te wees in hierdie tyd van dit wat waardeur u gegaan het. Dankie Here vir u liefde en u nabyheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is nou by die eerste brief van Timoteus. En baie interessant, vriende, 1 en 2 Timoteus saam met Titus vorm die sogenaamde pastorale briewe in die Nuwe Testament. Dit is 'n brief wat Paulus spesifiek vir iemand geskryf het. Nee, hy het nie 'n gemeente in gedagte gehad. Hy skryf spesifiek vir daai persoon, hè. Nou wie was Timoteus, vriende? Ek so 'n bietjie gaan kyk weer. Dit was 'n jong medewerker van Paulus gewees. Hy was van Lystra afkomstig, dis die hedendaagse Turkye. Hy was 'n seun van 'n Griekse pa en 'n Joodse ma Eunice. Sy ouma Louise en ma Eunice was gelowiges, hè. Dit is wie sy maale was. Vir Paulus, vriende, by Timoteus baie naby in die hart gelê. Ons sien hy skryf my ware kind in die geloof, my geliefde seun. So Timoteus het baie naby aan Paulus se hart gelê, né? Paulus skryf die eerste brief so in 62-64 na Christus, die tweede brief 66 tot 67 na Christus. Dis net kort voor sy dood. Hy was heel duidelik, is hy ook, vriende, soos die oorleweringe dit wil hê, is hy tydens hierdie laaste vervolging is hy dan ook doodgemaak, né? Timoteus daai stadium op Efese, vriende, is hy daar. Dit is 'n groot invloedryke handelsstad. Dit was die sentrum van heidense aanbidding, veral Artemis gewees, né? Sentrum vir heidense aanbidding. 'n Plek waar daar baie valse leringe begin posvat het. Die dwaalleraars daar, spekulasies oor geslagsregisters begin verkondig. Hulle het die wetsonderrig verdra. Die wet is belangriker as die genade, askese en wettisisme het hulle bevorder. Ons het al baie daaroor met mekaar gepraat, hè. So Paulus kom sit baie duidelike riglyne oor die gesonde leer, suiwer evangelie, gesonde gemeenskaplike of gemeentelike struktuur te aanneem, hè. Dan, vriende, inderdaad weet ons Paulus skryf vanuit die tronk. Dit weet ek en jy. Christen is op hierdie stadium begin vervolg onder die keiser Nero. Ek dink die keiser is beskou as die God, en nou kom hulle bid hulle die lewende God, God die enige, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Die belangrike temas in Timoteus, liewe vriende, ek gaan dit net vandag sê, ek gaan dit nie aan mekaar sê nie, is 'n gesonde leer, by die betroubare woord te bly, leierskap, die karakter is belangriker as talent, as ons bietjie gaan kyk daarin, getrouheid te midde van leiding en die vader-seun verhouding in die bediening, die oordrag van geloof na volgende generasie. Dit is net so in kort. Kom ons lees hierso in Timoteus, wat sê Paulus vir Timoteus, vriende, en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, 'n opdrag van God ons verlosser en van Christus Jesus ons hoop. Aan Timoteus, my eie kind in die geloof, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Ek weet, it's amazing inleiding tot hierdie brief wat hy skryf, hierdie pastorale brief wat hy skryf aan sy geliefde, sy eie kind Timoteus, né? Dan sê hy: Soos by my vertrek na Macedonië toe, dring ek nou weer by jou daarop aan om in Efese te bly. Kom ons sê, dit is in Efese. Daar is sekere mense wat vals leerstellings versprei
en julle moet hulle dit verbied, né? So hy moet juis ingaan oor die valse leerstellings soos wat jy gesê het, die wettisisme. Op die ou ende gaan dit nie meer oor Jesus nie, dit gaan as 'n add-ons wat ons al baie vir mekaar gesê het. Dis maar waar die dwaalleraars gaan. Enige oomblik as jy 'n add-on het in ons lewe, in ons tyd is dit nog taamlik well in life, né? Hulle moet hulle nie met verdigsels en eindelose geslagsregisters besig hou nie. Sulke dinge gee eerder aanleiding tot twisgesprekke as wat dit die vorming bevorder wat God deur die geloof gee, né? So ons het so besop kom sê Paulus vir die mense, jy nie in konflik die hele tyd met mekaar is met 'n klomp nonsens aan die kant nie, want op die ou ende bevorder dit nie die vorming wat God besig is mee te doen nie. Luister wat die mense sê, probeer dit besleg, maar moenie in redenasies betrokke raak, jy's net nie die moeite werd nie. Die doel van hierdie opdrag, sê Paulus dan nou vir hulle, is om liefde te wek wat uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof kom, né? Hierdie wat hy kom sê, maar moenie by twisgesprekke betrokke raak nie. Vriende, ek sê nou vir julle, as jy in 'n gemeente, enige gemeente waar daar begin twisgesprekke kom, dan gaan daar nie meer veel aan die gemeente nie. Dan is jou Satan en die duiwel baie tevrede met daai gemeente. Daarom kom sê hy vir hulle, vir hulle, hoor hierso, julle moet liefde daar moet liefde wees. Moet dit 'n rein hart kom? Wat beteken 'n rein hart? Dit beteken jy kan nie deelneem aan hierdie afgodspraktyke en rituele wat meeste van die tyd seksuele onreinheid ingebring het. Nee, kom sê nee. Jy moet uit 'n liefde werk met 'n rein hart, as 'n goeie gewete en 'n opregte geloof kom. Wanneer ek en jy Jesus volg, liewe vriende, volg ons op voluit en moet ons besop om hierdie afdraai paadjies wat die bose vir ons daar sit, dat ons dit begin volg, né? Daar is mense wat hiervan afgedwaal het en in vrugtelose gepraat verval het. Dit is die ander ding, as jy, ons sien nou die afgelope paar jaar, baie van hierdie vrugtelose gesprekke, sommer in die media gesien, van teoloë wat se koppe begin uithak ook, as van die ouens wat se koppe uithak, dit is so. Mense se koppe wat uithak, oor al die grense hier, maak nie saak op wat se kerk die denominasie dit is nie. Koppe uit. Daar is mense wat hiervan afgedwaal het en in 'n vrugtelose gepraat verval het. Hulle wil leermeesters in die wet wees, maar hulle verstaan nie hulle eie woorde of die dinge waar hulle so selfverseker praat nie. Ek beste 'n bietjie vir Dani met die wat kom uit 'n goeie plek uit. Ek weet hy's 'n pragtige kind van die Here, Dani wat die wenners geskryf het, was gesê die wederkoms kom terug. En ek weet hy het dit so opreg bedoel, hy het so seker gewees dat God dit op die hart druk. So ek bes van 'n bietjie, maar dit kom uit 'n goeie plek uit daar nie hoor. Ek weet jy's 'n pragtige kind van die Here. Maar ons moet maar so 'n bietjie met mekaar spot ook oor stommiteite wat ons so af en toe aanvang, né? So baie keer kan mense selfversekerd goed sê, ook oor die Bybel, liewe vriende. Ek het al mense oor praat oor Openbaring en dink ek sal nie so voortvarend wil wees as jy is. Maar hulle praat met soveel selfversekerheid. Hulle gaan vertel vir mense die goed wat daar staan en hulle sê vir mense dit is hoe dit gaan gebeur en dan gaan dit vir my baie keer daar dat nie meer gaan oor die Here nie. Gaan oor daai ou. Daai self ek kom baie vinnig op die voorgrond. Dat ek is al so belangrik. Mense moet baie besop, die dwaalleraars moet baie besop, en ons tyd ook baie besop. Ek sê altyd vir julle, die manne met die lang skoene, groot belde en groot horlosies aan, vriende wat dan nou net belangriker as belangrik is. Hulle is al bodyguards by hulle, maar julle weet, something's wrong. Ons weet dat die wet goed is as 'n mens dit op die regte manier gebruik. Nou, hierdie ouens het op 'n verkeerde manier gebruik. Wat het hulle gedoen? Hulle het gesê, jy nie hierdie wettiese reëls nakom nie, kan jy nie 'n kind wees van die Here nie. Dis eenvoudig soos dit. Maar nou kom sê hy, as jy die wet doen, omdat jy dankbaar is vir wat God in Christus reeds vir jou gedoen het, dis mos waar, né? Dit is mos te waar. Omdat ons dankbaar is dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, daarom leef ons anders. Daarom wil ons nie moord pleeg nie, ons wil nie steel nie, ons wil nie begeer nie, ons wil nie bedrog pleeg nie, ons wil graag toegewyd aan die Here wees. Op so 'n manier die wette gebruik ons nou, maar om die wette gebruik om te dink, jy gaan deur die wet by God uitkom, dit is verkeerd. Daarom sê Paulus, ons weet dat die wet goed is as 'n mens dit op die regte manier gebruik. 'n Mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir die mense wat hulle nie aan die wet en orde steur nie, goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, die wat vader of moeder doodmaak, moordenaars, ontuchtiges, mense
ontvoerders, leenaars, die wat myn eed gepleeg of enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd kom, nee, kom sê hy. Die wet is daar, liewe vriende, wat ons baie keer vir mekaar as gelowiges staan moet set, om net weer te herinner, dis die veilige pad wat God daar vir ons wil kom neersit, nee. My 5 sent vandag, mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.